As die mikrofoon daar sê, nou kan ek het regtig draai. Hierdie kant. Goeiemôre julle. En môre julle. Baie welkom. Dis 'n heerlike dag. Die Here het dit gemaak. Dink net as jy dink aan buitekant oor die skepping. Elke liewe ding, ek het nou weer in die week Job gelees. En vanoggend gaan ons lees oor God. En hy sê in vers 9, dink aan wat vroeër gebeur het. Ek is God. Daar is geen ander God nie. Ek is God. Daar is niemand soos ek nie. Dis God wat hier is. En hy het julle hiernatoe gebring. En ons sit vanoggend hier in sy teenwoordigheid. En mag julle dit beleef as ons nou nog gaan sing. God is God. En daar is geen ander God nie. Hy is so groot. So hier is mense wat by ons vir die eerste keer is. Dit Linka, né? En sy, waarvan af kom jy? Beverly. En in Suid-Afrika, was jy daar ook gebly op 'n stadium? Daar sê, baie welkom. Hier is 'n klompie van hulle wat ook hier gebore is, maar welkom. En dan sit Louis daar, hy kom van Kalgoorlie af, né? Hy bly op Kalgoorlie, die eerste keer hier. Julle het al kom kuier, maar welkom vir julle. Is daar enige iemand wat vir die eerste keer hier nog is? Baie welkom, kom gee vir hulle lekker hande klap. Dan sê hy welkom hier by ons. Maar as God is, dan beteken dit net een ding, is dat ons is nie. En as God is, dan kom ons en dan aanbid ons hom. En dan aanbidding beteken, en ons het laasweek gehoor rondom lofprysing. Maar lofprysing en liedere wat ons sing, is eintlik maar gebede. Ons rig dit tot God. Maar nou kan jy ook, en dis die wonderlike van Jesus, dat hy dit moontlik gemaak het, dat ons, terwyl ons hier sit, en as ek nou sê, elkeen kan nou met God praat, dan kan ons letterlik elkeen met God praat. En kan dit letterlik so wees, dat God al hierdie gebede gelyk hoor en aanhoor. En dis die wonderlike van God. So ek wil nou vra, sit so 'n bietjie by God. Sê net vir hom, dankie vir hierdie wonderlike dag, dankie vir die lewe, maar dankie vir u. En dan raak ons rustig by God. Ek wil gee vir julle geleentheid. Here, u sê dat u is God. En daar is geen ander God nie. En u roep ons. U roep ons tot aanbidding. U roep ons tot lof. En tot eer. En as ek dink aan die hemel en die engele wat 24 uur van die dag in ons dag se tyd, maar in u mos nou nie tyd nie, wat in alle ewigheid by u is, dan het hulle nog nooit opgehou om verstom te wees oor die grootheid van God nie. En ek weet as ons eendag by u is, dan sal ons ook so staan. En ons sal net sê, what an awesome God, hoe groot is u. U is ons koning, ons gaan u net aanbid. En dankie dat u ons toelaat om vanoggend net so by u te kan kom staan. En by u te kom sit en te sê, ons kom bely dat u is die enigste God, Vader, Seun en Heilige Gees. Daar is geen ander God nie. Niks kan met u vergelyk nie. U is God. So Here, kom seën vir ons. U het ons gemaak na u beeld. U het ons so belangrik geag dat u Jesus gegee het. Kom seën vir ons. En ek kom lig my hande op en ek kom lê maar net God se seën namens hom so op ons elkeen. Mag jy vanoggend beleef die Vader, die Seun, die Heilige Gees se teenwoordigheid, se liefde, se goedheid, sy barmhartigheid. Hy is hier, God is hier. Amen. Kom ons staan en dan sing ons 'n lied wat net sê, ons koning, wie regeer? Hy is ons koning. So kom ons staan en sing ons heerlik saam.
wie regeer, wie is in beheer, wie is die begin en die einde, een wat is, wat was en wat kom. My hart het sin, alle eer wil ek bring. Hy is die weg en die waarheid, daar's niemand soos hy. Lig jou hande na God, sing halleluja, gee eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na God, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Elke knie sal buig en elke tong sal getuig, hy die dood vir ewig oorwin, hy het opgestaan. Lig jou hande na God, sing halleluja, gee eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na God, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. In 'n donker wêreld vra almal, wie sal volk hom lei? Dis die ruiter op die bidpad, hy kom vir jou en my. Lig jou hande na God, sing halleluja, gee eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na God, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Lig jou hande na God, sing halleluja, gee eer aan hom. Halleluja, ons koning kom, loof sy heilige naam. Lig jou hande na God, sing halleluja, vertrou op hom. Halleluja, ons koning kom, hy kom om ons te haal. Ons koning kom, hy kom om ons te haal. Kom ons sit maar so 'n oombliekie. Ons gaan nou bid by die gebedsbak, maar ek vra vir Susan wat ons gebedskoördineerder is, om 'n bietjie net te praat oor ons gebedsbediening. Ons is nou elke week besig, net so van ons bedieningsleiers met julle. Staan sommer hier so, Susan. Okay. Hallo, ja, môre. Ek wil net 'n bietjie praat oor die gebedsbediening wat ons doen, of 'n kerkse gebedsbediening, maar voor ek nou iets sê daarvan wil ek net 'n bietjie praat oor, ek het 'n bietjie gegoogel, oor gebed in die Bybel. Daar is 650 gebede wat aangeteken is in die Bybel, waarvan 450 wat hulle weet van verhoor is, of God het gehoor en hy het ag gegee daarop. Ja, nee, wag 'n bietjie, maak nie saak nie, maar dit is beantwoord. Eerste keer wat daar gebid word in die Bybel is in Genesis 4 en die laaste keer in Openbaring 22. So, en ook het ek nou gelees van Jesus en hoeveel keer hy gebid het, en dat hy gebid het as hy opstaan, en as hy gaan slaap, en as hy die dag met God wil praat, en voordat hy mense gesond maak, as hy klaar mense gesond gemaak het, voor eetes, na eetes,
sommer net as hy disippels wil kies, sommer net as hy moeg is en oorlaai is, as hy bly is hy opgewonde oor wat gebeur is en wat gebeur het, en dan dank hy vir God. So as hy, Jesus ons so fantastiese voorbeeld gestel het, hoekom sal ons dit nie ook wil doen nie? Hoekom sal ons nie ook wil bid nie? So, ek wil ook net lees hierdie een dingetjie wat ek wil lees van, wat staan in Jeremia, nee, hier is Filippense, paar opgesoek. Hulle sê, moenie bekommer, die Filippense 4 vers 9, wat sê, moenie bekommerd wees nie, maar bid oor alles. Vra alles wat jy nodig het van God, terwyl jy hom dank vir alles wat hy doen. En God se vrede, wat meer is as wat mens kan dink, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou, omdat julle aan Christus Jesus verbonde is. So, wat 'n groter belofte wil ons hê as dit? So, nou die gebedsgroep. Ons kom elke donderdag by mekaar, en dan bid ons, en ons doen dit al vandat hierdie Rockingham gemeente begin het. Way back when doen ons dit. Ons bid elke donderdag, tye verskil, maar ons bid elke donderdag, en ons bid vir die gemeente, ons bid vir al die briefies wat hier na toe kom, en as die briefies gekom het, en dan sê ons dankie vir die blomme wat hier was, en ons bid nie net vir ons kerk nie, as jy iemand het wat siek is, of as jy gebed, of jou kind wat deur 'n moeilike tyd by die skool gaan, of jy happy is want jy het 'n werk gekry, of jy kry nie 'n werk nie, ons bid vir alles. So ons hou daarvan, ons loof God, en ons sê vir hom dankie, en dit is net awesome om te weet dat ons met God kan praat oor ons gemeente. En ek wil regtig vir julle vra, as iemand dalk regtig saam met ons wil kom bid, julle is welkom om dit te doen. My nommer is daar agter, of julle kan vir Peter ook maar kontak en net sê julle wil kom saam bid op 'n donderdag, dit sal fantasties wees. En wat ek nog wel gesê het is dat op 'n Sondag gee ons gebede uit aan al die groepe aan die buitekant, en ek stuur daai gebede aan na die omgee groepe leiers toe, en ons bid vir dieselfde onderwerp. So dis net awesome om te dink ons kan met God praat. Hy is tog ons persoon wat gebed is die belangrikste ding vir ons verhouding met God, en ek wil vra regtig dat ons 'n biddende gemeenskap word en 'n gebiddende kerk word, en dit is belangrik vir ons. So dis net van die gebedsgroep, ons bid donderdag. Vader, dankie dat ek kan kom bid vir die gebedsgroep, wat soveel harde werk en toewyding het, en deur die week nie net op donderdag bid nie, maar wanneer mense vir ons vra om te bid. Maar dankie vir hierdie voorreg om 'n biddende gemeente te mag wees. Dankie vir Susan en haar span, wat gereeld by mekaar kom, en wat uitkyk vir hierdie gemeente. Hy sê dat ons moet intree in die bres. Hy sê ons moet bid vir mekaar. Hy sê ons moet vir die regering bid. Hy sê ons moet vir die gemeente bid. Ons moet vir siekes bid, en ons doen dit. En dankie daarvoor. Seën hierdie bediening. En Vader, ons wil vra, is iemand vandag dalk in die hart aangespreek word, dat hy of sy ook sal sê, ek wil deel wees hiervan. En die res wat nie kan nie weet, hulle kan saam met ons bid by hulle huise, op donderdag. Dankie daarvoor, Jesus. Amen. Dankie, Susan. Hier by ons gebedsbak, julle wat by ons kuier vir die eerste keer, ons het 'n gebedsbak hier, en elke week ons sê ons hier is gebedsversoeke, maar hier is ook 'n dankies, hier is vandag verskriklik baie blomme. Die Here het vir ons regtig geseën, ek het iets 5, 6, 7, 8, 9 blomme van dankbaarheid, en net sê dankie Here dat U gehoor het. Jy het ons gebed gehoor. Is enige gebedsversoeke hierdie kant? Ja, heel wat. En daai kant? Dankie. 650 keer en baie meer. Praat hier oor gebed. Roep jy ons op. Nooi ons uit. Daar van Genesis tot Openbaring. Sê U, praat met my. Ek is julle God. Ek is God. En dankie dat ons as 'n gemeente vanoggend net hierdie voorreg het om namens mense te bid. Namens mense wat hulle hande opsteek, namens mense wat nie eers hier is nie. Mense wat dalk voel ek is so moedeloos, ek kan nie eers opstaan om kerk toe te kom nie. My situasie is van so 'n aard dat ek sien nie eers meer kans nie. U weet hierdie hande, u ken waarvoor u ken elkeen se hart waarvoor ons bid. En ek wil kom vra dat jy vanoggend weer net vir ons 'n rustigheid en vrede sal gee. God is God en ons is nie. En U is in beheer. Dankie vir die blomme wat ons 'n getuienis is daarvan, dat U ons God is. U is groot. U is goed. Amen. Kom staan en dan sing ons verder. O Heer my God,
Age to age he stands.
mag dit so wees dat almal sal sien, ook hierdie wêreld wat glad nie eers vir u ken nie. Hierdie wêreld wat glad nie eers in u wil glo nie. Hulle sal sien hoe groot is ons God. En dankie dat u vir ons deur die Heilige Gees so naby aan u bring en dat ons vanoggend ook net kan sê, u is ons groot God. So Vader, as ons nou u woord neem wat ons glo die waarheid is, dan vra ek dat u woord sommer net so sal oopgaan. Miskien sit hier iemand wat 'n woord moet hoor, wat spesiaal vir hom of haar in hierdie Bybel ingeskryf is, meer as 3500 jaar terug. Mag dit vanoggend binne in ons lewe gee. Ons prys U naam. Maak ons gees oop. Maak ons bereid om te luister. Nie na woorde nie, maar na U Gees. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Terwyl ek bid, het ek 'n som gemaak en gesê dis 3500 jaar terug, maar dit is daarom nie so lank terug nie. Dis 2800 jaar terug wat hierdie gedeelte geskryf is in Jesaja. Jesaja 46 vers 3. Luister na my nageslag van Jakob, almal wat oor is uit die nageslag van Israel. Julle vir wie ek gedra het van julle geboorte af, wat ek vasgehou het vandat julle daar is. Ook tot in julle ouderdom is ek die Here. Tot in julle grysheid sal ek julle dra. Ek het julle gemaak, ek sal julle vashou, ek sal julle dra en ek sal julle red. Met wie kan julle my vergelyk? En aan wie kan julle my gelyk stel? Met wie kan julle my op een lyn stel? Wie kan 'n vergelyking met my deurstaan? Mense gooi goud uit hulle geldsakke uit en weeg silwer op 'n skaal af. Hulle hier 'n goudsmid en hy maak daarvan 'n afgodsbeeld. En dan buig hulle voor hom en aanbid hom. En hulle tel hom op hulle skouers en hulle dra hom. En hulle sit hom op sy plek neer en hy staan daar. En hy kan nie van daardie plek af pad gee nie. As iemand na hom roep, antwoord hy nie. Hy help hom nie en sy uit sy nood nie. Dink hieraan en luister, neem dit ter harte, julle oortreders. Dink aan wat vroeër gebeur het, lank gelede. Ek is God, daar is geen ander God nie. Ek is God, daar is niemand soos ek nie. Ek kondig van tevore aan wat later sal kom, lang tevore al wat nog nie gebeur het nie. Ek sê wat ek besluit het en dit gebeur, wat ek wil doen, doen ek. Ek roep 'n roofvoël uit die ooste uit 'n ver land roep ek 'n man wat my besluit sal uitvoer. Ek het dit gesê, ek sal hom laat kom, ek het dit beplan, ek sal dit doen. Wonderlike Ou Testamente gedeelte. Ek het baie oor hierdie week gesit en wonder wat wil God vir my sê. En wat wil hy vir julle sê? En elkeen van julle gaan dalk vanoggend iets anders te hoor. Maar ek wil julle eers weer terugvat na waarom God gekies het. En dis die vraag wat ek baie keer vra. Waarom het God gekies dat dit moontlik is dat mense teen hom kan kies? Hoe is dit moontlik dat God mense maak wat hom nie kan lief hê nie, of hom nie wil lief hê nie? En ek het lank daaroor gedink en dink ek, maar dis eintlik 'n teken van God se liefde. Want God maak mense dat hulle vrylik kan kies, ja vir hom of nee vir hom. Ons noem dit free will. Want as daar nie free will was, as daar nie 'n vrye keuse was nie, dan was ons almal robotte wat geprogrammeer is om te sê wat die programmeerder sê jy moet sê. Dis soos julle wat nou Apple phones het, sal weet. As jy nou vir Siri sou vra, het jy my lief? Moet nie try nou nie. Maar try dit vanmiddag. Ek het dit nou nie probeer nie. Maar sy kan net sê wat sy geprogrammeer is. Sy kan niks anders te sê, of hy. Ek het nou sy gekies, ek wil nog geen man met my praat nie, my Siri nie.
Die vrou verstaan my dan beter. Ek kan niks sê nie. Dink net vir 'n oomblik, as God jou so sou gemaak het, dat jy niks kon reageer behalwe op die manier wat jy geprogrammeer is. Dit kan tog nie liefde wees nie. Daarom as God dink oor ons, en hy maak ons, dan sê hy, die eerste teken van my liefde is, ek gee jou die keuse om vir of teen my te kies, en nou weet julle, dat die mense het teen God gekies, en het begin met sonde, en uiteindelik uit die paradys uitgedryf, en uiteindelik het God gesê, maar ek kan dit nie so los nie, dit ken julle, die storie van die kruis ken julle, dat God gesê het, maar ek soek nog steeds hierdie mense van my, want ek wil hulle nie los nie, want hulle is na my beeld gemaak. En dan weet ons, hy stuur vir Jesus en op 'n stadium as 'n ekspert in die wet na hom toe kom en vir hom sê, maar wat is die ultimate ding wat God wil hê jy moet doen en moet reageer, dan sê hy net hierdie een ding, ek wil hê jy moet my lief hê met jou hele hart en siel en verstand. En as mense dit kies, as jy dit gekies het, dan sê hy, is die verhouding herstel, en dan sê hy, my kind, en dan gee hy vir jou die Heilige Gees, en as hy die Heilige Gees gee, dan kom die Heilige Gees, en hy kom transformeer jou, sodat jy nie meer volgens die patroon van die wêreld leef nie, maar dat jy volgens God se patroon begin leef. En dan sê hy, ek soek, dat jy my sal soek. Nou in hierdie soeke na God, is die groot gevaar, ek het baie daaroor gedink, is die groot gevaar daarvan, dat ons van God kan aftrek tot op ons vlak. As ons praat oor 'n liefdesverhouding met God, en ons dink aan God, moet ons nooit dink aan God as 'n mens nie. Ek sê nie ons doen dit nie, maar dit is so gevaarlik as jy kan dink, maar God kan my vriend, my pel, en hy is dit op 'n manier word. En ek wil net ons met vanoggend weer na God kyk. Nou wie is hierdie God wat sê, ek wil met jou 'n verhouding hê? God is onmeetbaar groot. Ons kan nie vir God vanoggend beskryf nie. Ek kan probeer, en jy het gesê daar 650 vers oor gebed, en ek kan seker meer van dit gekry het, om net oor God te praat, en ons kan baie lank net vers op vers lees, wat God sê, dis wie ek is. Maar hy is onmeetbaar groot. En die amazingste van hierdie onmeetbare grootte God, is dat hy by ons betrokke is. Hy is betrokke in jou lewe. Dit staan in vers 3. Luister na my nageslag van Jakob. Almal wat oor is uit die nageslag van Israel. Julle vir wie ek gedra het, van julle geboorte af, wat ek vashou, wat ek vasgehou het vandat julle daar is. Ook tot in julle ouderdom is ek die Here. Tot in julle grysheid sal ek julle dra. Ek het julle gemaak, so julle vashou, julle dra. Ek sal julle red. Van jou geboorte af. Dink gou terug aan jou geboorte. Kan jy dit nog onthou? Was jy daar? Wie van julle was by julle geboorte? Die meeste. Maar jy kan dit nie onthou nie. Maar God was daar. Nog voor jou geboorte. Maar hy sê, van jou geboorte af, is ek daar. Totdat jy so grys raak soos ek. En nog ouer. Is ek daar. Dis wat God sê. Kyk gou na die verse. Nee, gaan eers terug. Kyk gou na die verse. En ek het vir julle 'n hint gegee. Kyk gou na die woorde. Wat 'n woord sien julle? Of woorde wat so oor en oor herhaal word. Kyk gou. Dis soos ou Bybelstudie doen. Kyk, wat is dit? Wat hoor julle? Wat sien julle? Wat 'n woorde kom oor en oor en oor? Ek hoor nie. Dra. Sien julle dit ook? Vashou. Nou kan jy na die volgende hint toe gaan. Ja. Oor en oor in daai gedeelte. Paar keer sê hy, ek het jou gedra. Ek het jou vasgehou. Ek is by jou die hele tyd. Maar die gedagte is, ek het jou gedra. Kyk wat staan in vers 4, hy sê, ek het julle gemaak. God het ons nie in die loop van die skepping gemaak nie.
God het die skepping gemaak terwyl hy gepraat het. Hy het gesê, laat daar lig wees en daar was lig. Hy het gesê, laat dit wees en dit was daar. Maar hy het nie gesê, laat daar mense wees en daar was mense nie. Gaan lees maar weer die Genesis verhaal. Hy het gesê, kom ons gaan nou mense maak, na ons beeld, dat hy soos ons is, ons gelykenis. Dis God besluit, ek gaan 'n mens maak, dan besluit hy nie net, ek gaan 'n woord spreek, en toe hy diere gemaak het, het hy gesê, daar's 'n hond, daar's 'n kat, daar's 'n olifant, en hulle was daar. Maar as hy 'n mens gemaak, dan vat hy die man uit die stof van die aarde uit, en dan maak hy 'n gaatjie in sy mond, en dan blaas hy binne in hom, die lewensasem, en daai man word 'n lewende siel. God maak hom met sy hande, he is handmade. En sy vrou maak, vat hy ribbebeen van 'n man, en dan omvorm hy dit met die mooiste presisie. Met sy hande. Spesiaal gemaak. En dan sê hy, dis hoekom ek jou so lief het. Jy is handmade. Met my hande gemaak. Van die geboorte af, is ek by jou. Ek sal jou dra. Jy kan volgende hier sit en sê, God sê, ek sal jou nooit, ooit verlaat nie. Ja, jy kan van my af wegbeweeg. Jy kan sê, ek wil nie meer met God uit te waai nie, want hy gee vir ons vrye keuse. En dis wat hier gebeur het, en dis wat ek nie kan verstaan nie. Hoekom sal 'n mens wat sê, ek is deur God gemaak, en God wat sê, hoorie, ek dra jou van jou geboorte af, ek hou jou vas, ek red jou, ek is by jou, wanneer jy oud is, sal ek nog steeds by jou wees. Hoekom sal mense kies om teen God te draai, en hulle doen dit nog steeds? Hy sê in vers 6, mense gooi goud in 'n sak, mense gooi goud uit hulle geldsak uit, en hulle weeg silwer op 'n skaal af, en hulle huur 'n goudsmid, en hy maak daarvan 'n afgodsbeeld, en dan buig hulle voor hom, en dan aanbid hulle hom, en hulle tel hom op, hulle skouers, en hulle dra hom, en hulle sit hom op sy plek neer, en hy staan daar, en hy kan nie van daardie plek af pad gee nie. As iemand na hom roep, antwoord hy nie, hy help nie, uit sy nood nie. Kan julle kan nie vers 3 onthou nie, ons het hom nou net gelees, maar kan julle die kontras sien tussen vers 3 en 4, en vers 6 en 7. In vers 3 en 4 sê God, hy sê, ek het jou gemaak, en God sê, ek het jou na my beeld gemaak. Nou kom mense en sê, ek gaan vir my 'n beeld na my beeld maak. En dis die wêreld. It's all about me. Iemand gaan en sê, ek gaan my eie beeld maak. Ek is nie meer die beeld van God nie, ek maak my eie beeld. En dan staan hier, hulle betaal geld daarvoor. Groot geld. En dan kla hulle nie oor die geld wat hulle betaal nie. Hulle betaal dit. En hulle order vir hulle God. Soos wat jy 'n pizza order. Sê, dis soos my God moet like. Sit hom so 'n bietjie daarop. Nee, sit maak 'n bietjie anders dan. Polish hom so 'n bietjie daar. En God, dis die kontras. Hulle hier vir hulle goudsmid, en dan maak hulle vir hulle God. En die kontras met vers 3 sê hy, God het jou gemaak. Hulle gaan aan, en dan sê hulle, maar hulle God wat hulle vir hulle gemaak het, moet hulle dra. Hulle dra hulle God. Terwyl God sê, ek dra jou. Ek is besig om jou te dra. Hulle maak 'n useless, man-made God. Was hulle hom neergesit het op 'n plek, dan is hy daar. Hy het geen gevoel vir liefde nie. Hy het geen deernis vir hierdie mense nie. Ja, hulle kan dalk lief word vir hulle God wat hulle gemaak het. Maar hierdie God het niks gevoel vir hulle nie. Nou sê God, vers 5. Met wie kan julle my vergelyk? Aan wie kan julle my gelyk stel? Wie kan julle my op een lyn stel? Wie kan 'n vergelyking met my deurstaan? God sê, mense is eintlik belaglik. Hulle maak hulle eie mensgemaakte God. Nou sê God, okay, kom sit, jy kan nie eers iets wat jy gemaak het langs my sit, sodat ons ten minste even kan wees om dit te vergelyk wie is die beste God nie. Daar is niks wat jy bo langs God kan sit nie. Dit maak nie saak wat mense doen nie, en wat hulle dryf nie, en wat hulle jaag nie.
Jy kan niks met God gelykstel nie. Dis wat hy sê. Nou is dit 'n belangrike vraag wat ek wil hê jy moet 'n bietjie oor dink. Wat of wie dra jy? Kyk mooi na die vraag. Nie wat of wie dra jou nie. Wat dra jy? En ek. Wat is dit wat jy dra saam met jou lewe, waarin jy jou tyd en jou geld en jou energie spandeer? Wat is dit wat jou lewe so swaar maak? Dit sal nooit God wees nie. Dit sal nooit God wees wat jou moeg en oorlaai maak nie. Jesus sê, kom na my toe as jy moeg en oorlaai is. Ek sal jou nooit moeg en oorlaai maak nie. Maar wat is dit wat jou dra, dat jy naderhand so moeg en oorlaai is vir die lewe? Dra ons bekommernisse ons, of dra ons die bekommernisse? Ons sê mos, onder my omstandighede, onder die omstandighede. So as die onder is die omstandighede, is ek sê onder die omstandighede, waar is ek? Waar is die omstandighede? So wat dra ek? Hallo, stop het. Wat dra ons? Dra ons die gejaagdheid na geld en sukses en geluk? Dis wat ons dra, en dis wat ons moeg maak, maar ons kom uiteindelik nie daarby uit nie, en dit maak ons eintlik ons eie God. Dis net so maklik, dat iets in jou lewe vir jou so belangrik kan raak, dat God nêrens is nie. Wat is dit wat jou gelukkig maak? Dat God, gaan hoor wat hy sê, wat aanbid ons? Aanbid ons God, net wanneer ons in die nood is. You know, if all things fail, dan is daar daarom 'n God, wat ons kan vra. Ek het daarom 'n God. Mense maak 'n afgod van God. Hulle gaan na die Bybel toe, en dan maak hulle vir hulle eie God. En sê, dis soos God is. En dis soos God moet optree. En as God nie so optree nie, dan raak ek kwaad vir God. Dan sê mense, maar hierdie God wat sê so in die Bybel, ek gaan nie meer van hom glo nie, maar hy het sy eie God gemaak vanuit die Bybel. Daar's nie 'n manier hoe ek of jy ooit vir God in 'n boksie kan sit en sê, dis hoe God sal wees nie, dis hoe hy sal optree in hierdie situasie, dis wat hy doen nie. Ons sal nooit by daai punt kan kom, om vir God te sê, jy moet so maak nie. God sê in vers 9, dink aan wat vroeër gebeur het, lank gelede, ek is God, daar is geen ander God nie. Han herhaal dit, hy sê, ek is God, daar is niemand soos ek nie. Ek hou van wat die message sê. Hy sê, I am God, the only God you've had or ever will have. Incomparable. Irreplaceable. Dis wie God is. Hoe kan ons ooit dink, enigiets wat in jou lewe belangrik is, kan jy bo God stel, en sê, it's my way, dis soos ek wil lewe, God gaan nie vir my sê nie, die kerk gaan nie vir my sê nie, niemand gaan vir my sê nie, die Bybel gaan nie vir my sê nie. God is irreplaceable. Hy is onvergelykbaar. Hy sê, ek is God. Gebruik hy die woordjie El. Hy gebruik die eerste woord wat hy gesê is El. Hy sê, ek is God, hy sê met 2 keer, en daai woordjie El beteken almagtig, ek is die sterke God. En dan die tweede keer as hy sê, ek is God, dan sê hy Elohim. Ek is die God, vir wie jy moet aanbid. Toe Jesus aan die kruis hang, dan sê hy Eloi, Eloi, my God, gebruik hy dieselfde woorde. Hy sê, ek is God, ek is onvergelykbaar, die enigste ware objek van jou tyd, jou energie, jou aandag. Want hy sê, niemand, daar's nie iemand wat jy kan maak, wat jou kan maak. Jy is deur God gemaak. Jy kan niks gemaak om jou eie God te hê nie. Hy sê, God is nie iemand wat jy kan ronddra nie. Jy kan hom in elk geval nie rond gebied nie. Hy dra jou. Hy sê, ek is almagtig, alomteenwoordig, ek is alwys. Ek weet alles. Ek is uniek.
Dis wie God is. Niemand kan hom outwit nie. Niemand kan hom outgive nie. Niemand kon hom uitdink nie. Niemand kan hom voorskryf. Dis daai selfe God wat sê ek wil met jou verhouding hê. Hy is in 'n klas van sy eie. Romeine 9 vers 20 sê, mens, wie is jy per slot van rekening dat jy met God wil redeneer? Hoe kan 'n maaksel vir sy maker sê, waarom het jy my so gemaak? Het jy waar kry? Romeine net verder in daai vers dan sê hy, o diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God, hoe ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoelinge van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, en aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Jesaja skryf, my gedagtes is nie julle gedagtes, God wat praat. Hy sê, my gedagtes is nie julle gedagtes nie. Julle optrede is nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede, en my gedagtes bo julle gedagtes. Dis daai God vir wie ons moet buig. En is daai God wat ons vandag weer net weer, kom sit maar net weer kom skyn maar net weer hy sinnetjie reg, God is God. En ek is nie. Dis die besluit wat ons moet neem. Nou gaan hy aan en hy demonstreer dit. Hierdie volgende 2 verse, vers 10 tot 11, julle maar weer by die huis gaan lees, ek gaan dit nou weer vir julle lees. Maar demonstreer God wie hy is. Hy sê in vers 10, ek kondig aan van tevore, aan wat later sal kom. Lang tevore al wat nog nie gebeur het nie. Ek sê wat ek besluit, en het gebeur, wat ek wil doen, doen ek. Kyk wat sê die message, hy sê, from the beginning, telling you what the end will be, all along letting you in what is going to happen, assuring you, I am in this for the long haul. I'll do exactly what I set out to do. God is nie 'n korttermyn God nie. Hy sê, wat gaan gebeur, en dan gebeur dit. En is dit al baie gewonder, maar hoe weet God wat gaan gebeur? Is hy 'n fortuinverteller? Kan hy voorspel wat gaan gebeur? God kan nie. God kan nie die toekoms voorspel nie. God beplan die toekoms. En dan laat hy die toekoms gebeur. Hy voorspel niks. Hy het al lank al besluit hoe moet jou toekoms wees. Hy moet al lank al besluit hoe moet ons gemeente wees. En dan laat hy dit gebeur. Dis hoe hy weet wat gaan gebeur. Want hy beplan dit vandag. En dit gaan môre gebeur. Maar hy weet dit, want hy het dit beplan. En hy sê, as ek dit beplan het, dan sal dit gebeur. Dis God. Dis wie God is. Hy is almagtig. Hy laat dit beplan. Hy het dit goed gebeur. Ons kan nie oor God se wil spekuleer nie. Ons kan nie sê, maar hoe is God se wil nie? Ons weet nie. Want God sê, ek sal vir jou bekend maak, as ek vir jou bekend maak, dan sal ek hierdie ding laat doen. En dan bewys hy vir ons, dan bewys hy dit vir ons in vers 11. Hy sê, ek roep 'n roofvoël uit die ooste. Uit 'n ver land roep ek 'n man wat my besluit sal uitvoer. Ek het dit gesê, ek sal hom laat kom, ek het dit beplan, ek sal dit doen. Nou sê die message, calling the eagle, Cyrus, is Kores, die koning Kores, out of the east, daarvan van Persie af, from a far country, the man I choose to help me. I've said it, I'll most certainly do it, I've planned it, so it's good, so it is as good as done. Nou kom ek lees julle wat gebeur. Gebeur in Esra. Die Here het die koning Kores van Persie laat besluit, is 'n goddelose koning, om dwars oor sy ryk 'n proklamasie te laat afkondig. Die proklamasie wat ook skriftelik was, het soos volg gelei. Net voor ek dit sê, hulle het in 1890 het hulle hierdie dokumente gekry waar hierdie proklamasie in staan. Dit is niks wat die Bybel uit te waai nie. Dit was deel in Babylon, daar in Babylonie is hierdie goed opgegrawe. En daar het hulle dit gekry. Die proklamasie was daar. Hy sê, koning Kores van Persie maak bekend, die Here, die God van die hemel, het al die koninkryke van die aarde aan my gegee.
En hy het beveel om 'n tempel in Jerusalem en Juda te bou. Enige iemand onder julle wat aan sy volk behoort, mag sy God by hom wees, mag na Jerusalem toe in Juda gaan en die tempel gaan bou vir die Here, die God van Israel. Hy is God in Jerusalem. Elkeen wat van die volk wat nog oor is, waar hy ook al tydelik gewoon het, moet deur die mense van sy omgewing voorsien word van die nodige silwer, goud, gebruiksgoed en vee, tesame met 'n vrywillige gawe vir die tempel van God in Jerusalem. Hy lees dit in Jesaja, sê hy, ek gaan vir Kores uit die ooste uitbring, en hy gaan dit kom doen. Die probleem is, Jesaja is 100 jaar voor dit geskryf. 100 jaar voor dit, sê God vir Jesaja, hoorie, ek gaan 'n koning uit die ooste bring, 'n eagle. Dit was sy wapen. En hy sal my werk kom doen. En 100 jaar later, dan doen God dit. God is reël. Jy kan vandag weet, God is die waarheid. As hy sê, ek het dit beplan, dan sal ek dit doen. En niks sal my stop nie. God se planne vir ons is amazing. Ek lees vir julle Jeremia 29, vers 11. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here. Voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle toekoms gee, 'n verwagting. En dan sal julle my aanroep, tot my kom bid, en julle sal my, en ek sal julle gebede verhoor. En julle sal vra na my wil, en julle sal dan my wil ken, as julle met my hele hart daarna vra. So God se planne vir ons is voorspoed, en dit praat nie net van finansiële voorspoed, hy praat hier van voorspoed saam met God. God het 'n plan vir jou, om saam met God te loop, maar daar's niks wat met God vergelyk nie. So as God sê, ek wil vir jou voorspoed gee, dan bedoel hy, ek wil hê jy moet saam met my hierdie pad loop, tot die einde toe, totdat jy nie meer kan nie, sal ek daar wees. En dan kan jy met my bid, jy kan vra na my wil, en as jy my volgens my wil bid, dan sal ek jou hoor, en ek sal jou beantwoord. Dis God se wil. Dis God se wil, as hy kyk na ons wêreld waarin ons leef, as hy na julle kyk, en hy kyk na my, en hy kyk na ons omgewing, en die omgewing waar God ons geplaas het, dan is dit God se wil, dat elkeen ons sal ken. 1 Timoteus 2 sê, so is dit goed en aanneemlik vir God ons verlosser, wat wil hê, dat alle mense gered word, en tot kennis van die waarheid kom. Daar is immers net een God, daar is net een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself as 'n losprys vir almal gegee het. En nou sê hy dit was op die bestemde tyd die bewys van die bedoeling van God. So God het dit lankal beplan, dat Jesus sal kom, God het dit lankal beplan, dat Jesus dit moontlik sal maak, dat mense ons sal ken. En nou sit hy ons binne in sy plan. God het dit beplan, en daarom sal dit gebeur. Wat ook al hy vir ons gemeente beplan het, wat hy vir jou in jou lewe beplan het, wat hy vir hierdie wêreld beplan het, dit sal gebeur. En dan vat hy ons, en jy sê ek glo in hom, en dan verander hy ons na sy beeld, en dan gee vir ons sy Heilige Gees, en dan sê hy vir sy Heilige Gees, kom hier na hierdie mense toe in Rockingham, wat op 'n Sondag vir Sondag hier sit, en leer hulle van my. En dan sê hy, as hulle iets geleer het, dan begin hulle gee, dit wat hulle geleer het. Kan jy dink, hoe kan die wêreld verander? Kan jy dink, hoe sal jou gesin begin verander? As jy meer en meer en meer van God leer, en jy begin gee out of the overflow, druppel vir druppel, stukkie vir stukkie, gee jy vir jou gesin, gee vir jou kollegas, gee vir jou vriende. Nie nonsens nie grappies nie. God. Want jy gee in elk geval uit jou oorvloed, as jy tussen jou vriende en jou familie en jou gesin is. Dis of rubbish, of God. God sê, daar's niks wat met my vergelyk word nie. As ek jou alles gegee het, ek gaan jou gebruik om my plan te laat kom. Ek weet,
As ek so na julle kyk, almal van julle het al die Ons Vader gebed gebid. Onthou julle dit? Ons Vader wat in die hemel is, laat U naam geheilig word. Laat U koninkryk kom. Laat U wil geskied soos in die hemel soos op die aarde soos in die hemel. Julle het al gebid. Dit is God se wil dat sy naam oor hierdie aarde sal geskied. Dis God se wil dat sy koninkryk oor hierdie aarde sal kom. Dis God se wil dat sy wil sal geskied oor hierdie aarde. Maar dis God se wil dat ons sy plan is. Hy gaan nie vir Engel Gabriël stuur nie. Hy kan. Hy sit ons in sy plan vir die wêreld. En dan sê hy, stop al hierdie goed wat jy so bo my stel. Wat as jy my eerste stel? As hy hierdie wêreld dit sien. So wat hoor ek? Die wêreld, God het die wêreld lief. En die mense, jou vriende, jou familie, jou gesinslede, jou kollegas, wat nog nie die liefde ervaar het nie. Hulle het 'n vrye keuse. Maar God sit jou daar. En sê, help hierdie mense, want ek het hulle ook van hulle geboorte af gedra. Ek is ook by hulle, maar hulle aanvaar my nie. Sal jy nie asseblief daar wees nie? En miskien sit jy vanoggend hier in 'n slegte tyd. Miskien is jy in 'n seisoen van swaar kry. Hoor wat sê God. Ek dra jou. En miskien gaan die uitkoms nie wees soos jy wil nie. Maar God sê, ek sal nog steeds daar wees. Want ek dra jou nog steeds. Ek hoor vanoggend dat God sê, mense se gode, en gode is enigiets wat belangriker as God is, maak hulle moeg en oorlaai hulle. Dit vat hulle tyd, dit vat hulle geld, dit vat hulle energie, net so. En dit maak hulle moeg. Ek hoor hy sê, niks kan met my vergelyk nie. Daar's niks wat beter is as God nie. Dis wat hy sê. Hy sê, ek is God. Miskien moet jy net vir 'n slag, en ek sê nie, jy doen dit nie. Net in net in verwondering gaan staan oor hierdie God, wat met ons op pad loop. En nou hoor ek hy sê, ek wil my plan bereik. En ek het vir jou 'n plan, en jou plan is om saam met my te loop voorspoed. Maar ek wil ook hê, jy moet my plan uitvoer. Dis wat ek hoor. Ek weet nie wat hoor jy by God nie. Praat so 'n oombliekie met hom. Ek gee vir jou kans, praat so 'n bietjie met God. Kom ons staan en dan hier's 10.000 redes waarom ons God kan loof. Kom ons staan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing
strength is failing, the end draws near, and my time has come. Still my soul will sing your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I'll worship your holy name. Yes, I will worship your holy name. Lord, I'll worship your holy name. Ja, Here, miskien is 10.000 redes nog steeds te min om U te aanbid en te loof. Maar ons wil maar net kom sê, U is ons God, en daar is niks en niemand wat met U kan vergelyk nie. Niks wat ons kan gelykstel met U nie. En Vader, ons wil net vra dat U opnuut vir ons vanoggend sal kom wys, elkeen in sy eie gees, wie U vir ons is en wat ons dra. En wie ons dra. En dankie dat U ons dra. Maar nie net in swaar tye nie, U sê ek wil vir jou voorspoed gee. En U maak ons deel van die plan. Prys U naam. Amen. Kom sit. Ek gaan met julle gou net die afkondigings deur. Die Young Adults groep wat by my vergader, daar is nie 'n Young Adults groep hierdie maandag nie. Die vroue Bybelstudie vat my huis oor, so hulle gaan by my huis wees, nie daarvoor nie. Maar ons het nie 'n Bybel, ons het nie 'n Young Adults nie, maar die vroue Bybelstudie gaan. Omgee groepe gaan net soos gewoonlik aan. As jy nog 'n omgee groep boek soek, daar is nog beskikbaar. En dan wil ek, ja, hou net eers daar, nee, gaan aan. Dan wil ek julle hê, dis nou 'n vreemde ding wat gebeur het, maar dit is nie so beplan nie, maar dit is soos die Here werk. Ons het 2 ouderlinge gekies by ons ouderlinge vergadering. Maar hulle is nou related, Gert Strydom en Siske Strydom. Maar die Here het dit van baie van verskillende plekke afgebring. Ons het lank daaroor gebid, ons ouderlinge het so 2 keer al by mekaar gekom, sê ons wil bid, te hoor, wie kan ons kry, wie sit die Here op ons hart vir evangelisasie, en ons het gevoel is Siske, so ons gaan regtig met haar, julle met vir haar bid, sy het nog nie daarop antwoord nie. Gert gaan nou met ons praat net oor ons begroting, maar ons Gert is, ek verkies dan om as ouderling te wees in die finansies en die admin te lei in die gemeente. So bid vir hulle 2, hulle moet altyd daarvoor antwoord en baie mooi hoor by die Here. Dan die Dirk se groep gaan aan op 'n maandag aand. Julle wat daar is, gaan soem toe asseblief en dan sy Bybelstudie. Volgende een. Is dit? Ons eer die Here met ons dankoffer. Zal hij vergeven, hij blijft
Here, selfs as ons struikel, sal U getrou bly. En dankie ook dat ons net kan hierdie dankoffer vra, dat U dit sal seën, sodat ons deel van ons plan, sodat hierdie gemeente deel kan wees van U plan, sodat ons U wil kan uitvoer. Dankie vir U, dankie dat U ons goeie God is. Amen. Ons kan nou een van twee goeders doen. Julle kan ons gaan nou 'n bietjie gesels net so, ek het julle gesê ons vandag net so vinnig gesels oor die way forward, ons begrotingstyd. Gert gaan met ons daaroor praat. Ons kan vra as jy moet gaan, dit gaan nie so lank wees nie, Gert beloof, gaan nie lank praat nie. Maar ons moet met julle deel, want ons is mos nou 'n gemeente op ons eie, en ons voel ons is maar so deel van die geroepenheid van God. So Gert, jy moet hier by my kom staan, en ons wil regtig hê julle moet bid, dat God op 'n manier voorsien, vir ons gemeente, meer as wat ons ooit kan droom of dink, vir een rede, sodat ons buitekant in hierdie wêreld sy doel kan bereik. En ons is so opgewonde oor die plan wat die Here vir Rockingham gemeente het. Ek kan nie vir jou sê, as 'n mens net dink aan die moontlikhede waarmee God besig is, dan is dit net amazing. So Gert, baie dankie dat jy instaan, kom staan hier bo. Geef ons wil jy daai ding vir Gert gee asseblief, dankie. Waar is hy, Gert? Dankie Piet. Môre broers en susters. Toe ek nou die presentation saam gesit het, dink daar's baie dinge wat net by jou heeltyd opkom, en ek wil nie te veel sê nie, maar soos ek aangaan, is daar net soveel wat gesê moet word en gesê kan word. So ek sal dit probeer kort hou, maar voor ek begin, dink net aan hierdie Hollywood movies. Jy is nou, daar's 'n diamant of een of 'n robyn daar in 'n kamer, en soos die dief inkom en hy wil daai robyn vat, dan iewes skielik slaan al die staaldeure en vensters toe. Nou as mense oor finansies praat, jy gebruik die woord begroting, dan sien jy dit met mense se oë gebeur. Jy sê begroting, dan slaan al daai sluiers toe. So ek vra, bear with me, terwyl ons daar deurgaan. Daar's 4 goedjies wat ek net gou oor wil praat. Die een is, soos ek daar deurgaan, en dan sal ons afsluit, die laaste punt gaan anders as Zuma se good news wees, want ek dink ons moet daarop konsentreer ook. Maar die eerste een, dink ek, is om te praat oor die gemeente. En voor ons oor finansies praat, dink ek moet ons eers daaraan dink dat, wat is God se plan met ons? En ek dink ons as 'n gemeente moet eers stil word voor die Here, en ons moet regtig bid oor wat die plan is. Waar wil hy die gemeente heen vat? En wat is sy wil? Ek het nou net gepraat oor die Here se raadsplan. So wat is die raadsplan vir hierdie gemeente? Waartoe gaan ons en hoe gaan ons daar kom? En ons kan dit net doen deur gebed, by hom te sit, stil te word, en daadwerklik met hom te praat, en te vra, dat hy ons lei. En dat ons op hom vertrou, dat wat hy vir ons sê, dat ons dit met mekaar kan deel, en dat ons kan deel maak van ons groei. Hier is 'n interim of 'n voorlopige begroting, so is nie begroting nie, maar wanneer ons begin met daai begroting, dan gaan ons insaag nodig hê van die gemeente, oor waartoe ons gaan en wat ons moet bereik. So ek dink, dit is baie belangrik, dat ons binne God se wil bly, maar dat ons gemeente daarvoor bid. Dan die eerste weer eens die gelywige slide. Ek dink die belangrikste daar is daar's 2 verse wat ek daarop gesit het. En die eerste ding vir my waaroor dit gaan is om te kyk na gesindheid. Hier is 'n voorlopige begroting, daar's nie 'n besluit wat geneem moet word nie, maar is nog steeds belangrik dat ons kyk na wat is dit wat ons wil doen en wat is ons gesindheid. Ek meen die 10de of offergawes begin by by Kain en Abel alreeds, en daar leer ons en lees ons van gesindheid. Die een het sy lam gegee, was teen sy eerste lam, en dit was die gebruik gewees, en hy het hom vir die Here gegee, hy het hom totaal en al vertrou op dit wat die Here vir hom gaan gee. Maar teen vir Kain was dit meer, dis 'n bill to pay. Dis net nog 'n ding wat gedoen moet word. En ek dink dis belangrik dat ons daai konsep verstaan van offergawe en tiende, is dat dit gaan om ons liefdegawe, ons dankbaarheid teenoor die Here te bewys. En dis 'n gesindheid.
Daar's 'n stukkie wat ek gekry het wat sê offer is 'n gesindheid. Dis 'n vorm van aanbidding. Dis 'n vorm van geestelike dissipline. En dit word nie betaal deur wat jy het nie, maar wat God jou vra. En ek dink is 'n baie belangrike beginsel is om nie dit as 'n rekening te sien of iets nie, maar as 'n beginsel, as 'n vreugde, 'n seëning wat ons het en wat ons die Here voor kan dien. En nou net het ons gehoor in die preek hoe God se almagtigheid en liefde vir ons is. En dan kan ek dink dat ons nie eers kan net oorborrel en dat ons, ek wil sê, net wil gee. Ja, gee vat verskillende vorms, ek verstaan dit. Maar dit is ook oor gehoorsaamheid, vertroue en hoop vir my. So daar het ek 'n paar goedjies opgesit. Oor die laaste paar weke het Piet al die verskillende kan ek wel sê bedieninge voorgestel en dis een van die redes wat ons doen. Is die kerk kyk vir ons, hy kyk na ons bedieninge en daar's 'n paar dingetjies wat ek daar geskryf het oor hoekom ons in tiende gee. Is 'n Bybelse beginsel? Ja, dit is. Maar daar's soveel meer wat gedoen word. En wat ons probeer bereik deur dit. Net om aan te gaan dan na die begroting toe, of die voorlopige begroting. Op hierdie stadium begroot ons vir $111,000 se inkomste, wat meeste bestaan uit tiendes, maandelikse tiendes wat ons van die gemeente ontvang. Dan het ons ook 'n special offering daarin, wat gewoonlik die 10de maand offer is. Maar ons grootste uitgawe, as ons maar kyk, sal dan wees ons employee and shed cost, of service cost. Nou dit is die kost wat ons betaal vir Dirk, en Tanya, en ek dink Anita. Wat kyk na die shed services, as ek het so kan stel, na die jeugbediening, na ons boeke, na die admin, daar's baie werk wat daar gedoen word, en dan obviously ook Piet se salaris. Dis seker ons grootste uitgawes, maar weer eens, dit is al die bedieningswerk, en ek dink die werk wat ingesit word, om ons geestelik te versorg, en te sorg dat ons die krag en die genade van die Here ook ervaar, as ons op 'n Sondag hier is. Dit gaan ons, alhoewel, ons 111,000 beplan vir die 6 maande, gaan ons met 'n tekort van $14,000 los. Op hierdie stadium, obviously, is nie te veel gehoor, ons weer die Here voorsien. En deur sy genade en sy liefde, weet ons dat daar is nie te syfer. Die Here sorg. En ons as finansiële komitee is verseker dat ons daai nie 'n groot probleem vir ons sal wees nie, en dat ons op die Here sal vertrou. Dan net te laastens, sal net vra, as daar enige vrae omtrent wat julle daar sien, as daar enige vrae is, en jy wil dit nie hier vra nie, ek is beskikbaar, Dani is beskikbaar, Rudy dink ek is aan die ander kant, maar hy kan ook 'n paar vrae antwoord. Ek het gesê, die slides is net bietjie statistiek wat ek wil opgesit het, gaan oor die contributing families. Nou, hierdie is alles historic data, as ek het so kan stel. So maar nou oor, hierdie is die data van Rockingham, terwyl ons nog deel was van die groter entiteit. So dit is histories, maar dit vertel ons ook 'n bietjie van wat oor die laaste paar jaar gebeur het. So, ek dink die eerste stats, contributing families, is die een waar ek regtig oor wil gesels. Daar kan ons sien dat huidiglik net 47% van die gemeente maak 'n maandelikse vaste bydrae. En dis dalk ietsie wat ons dalk net sal vra dat julle voor die Here gaan sit en regtig daaroor bid en vra dat hy julle daar lei, want wie het gesê, dis soos gebed, dis deel van aanbidding, is om voor die Here te gaan staan en dalk daaroor te gepraat, om te kyk of ons nie daai fixed contribution, as ek het so kan stel, kan iets wat verhoog. Dan het ek net aan die ander kant vir jy gewys, hoe trek ons, waar ons inkomste vandaan kom,
en hoe dit die laaste 3 jaar opgebou is. En as ek gesê die laaste good news, as julle gaan kyk na die average tiendes, is ook die offerings, dan sien ons 'n konstante groei oor die laaste 3 jaar, wat wys dat die Here sorg, en dat hy besig is. Ek weet nie of dit beter lyk van daai kant af en van reg van onderaf, lyk dit so bietjie snaaks. So dat dit net weer is, dat daar goeie stories om te wys dat die Here sorg regtig. En dat hy dra die gemeente, ja, ons nou 6 maande om te gaan, voor ons met die groot begroting begin, maar ek dink is net om vir julle net die idee te gee waar ons staan, wat die huidige stand van sake is, en te vra dat ons as 'n gemeente by mekaar kom, en as jy as individu by mekaar kom, en net op jou knieë gaan, en met die Here gesprek hieroor. Weet jy wat wil sê nie, Piet? Is daar enige vrae? As jy nie vraag het nie, as jy iets wil weet oor die dankoffer, daar is so by die info blaadjie, by die info kantore blaadjie, en ons het nou 'n nuwe bankrekening, wat nou net die Gloria Community Church Rockinghamson is. Ek het vir julle al so 'n papiertjie uitgedeel. As jy nog nie 'n papiertjie het nie, wat sê wat is ons nuwe bankrekening. As jy nog in die ou bankrekening inbetaal, die bankrekening bestaan nog, maar nou nie daaroor worry nie, en sê, nou my geld daar ingegaan, waar is dit nou nie? Daai rekening gaan ons nog vir 18 maande oophou, vir laatslapers, maar julle is nie een laatslapers nie. So, kry asseblief die bankbesonderhede, en gaan bid by die Here, om te sê, Here, dankie, dat ek het, en vir u te gee. As jy nog nie het nie, daar by die info is daar, nog iets. Is daar enige vraag? Kom staan, en dan seën ons, kry ons die seën van Here. Ek wil eers net bid, vir hierdie finansies. Vader, dis so amazing voorreg, om 'n God te hê wat vir ons dra. En as ons dink aan Rockingham gemeente vir 5 jaar plus, amper 5,5 jaar, dra u ons, deur moeilike tye, deur maklike tye, deur goeie tye, ook vandag nog. Dankie vir die mense, dankie vir die lidmate, wat gee, dankie vir hulle wat hulle tyd gee, hulle energie gee, stoele pak, en ook hulle geld gee. Dis eintlik nie, hulle geld is u sin, dat hulle maar net teruggee vir u. So ons bring hierdie begroting na u toe, Here, ons weet dit moet eintlik maar verdubbel, sodat ons nog meer vir u kan doen in hierdie koninkryk, en dis waarvoor ons bid. Nie vir 'n tekort nie, maar vir 'n massiewe groot surplus, wat uiteindelik hierdie gemeente, in hierdie gemeenskap, 'n lig sal maak, waarin mense sal kan stroom om te sê, ons gaan soontoe, want God is daar. Bid vir Gert, en vir Dani, en vir Rudy, en die span wat daar is, Marlies, wat op daar gaan aansluit. Dankie dat hulle tyd gee, hulle energie gee, en hulle gebede. Seën vir hom spesiaal, wat hierdie finansiële kommissie moet lei. Vader, en nou wil ek vra, dat u hierdie gemeente sal seën, soos jy jou hande wil uitsteek, ontvang God se seën. Ek kom lê op julle elkeen. Die genade van God ons Vader, die liefde van Jesus Christus die Here, die krag, die teenwoordigheid van die Heilige Gees is op julle elkeen, vandag, en tot Jesus ons kom haal. Die Here seën julle. Amen. Kom ons gaan drink heerlik koffie, kuier nou met mekaar, kuier met die nuwe mense. God is liefde, juich ons harte en bedank wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om ons sonde te versoen. God is liefde, juich ons harte en bedank wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het om